Goed, kom ons buigend ons harte voor die Here. Here, baie dankie vir hierdie afgelope paar dae wat ons net 'n bietjie rustig kon wees rondom u woord en ook so saam in u teenwoordigheid. Dit is kosbare tye en ons besef nie altyd die waarde en die belangrikheid daarvan nie, die voorreg daarvan ook nie. En dat u vir ons ook seën met u teenwoordigheid en met woord wat ons lewens, ons harte kan verander. En soos ons nou ook gesing het, bid ons dat u deur u Heilige Gees ook op 'n baie besondere manier in elke hart vanaand weer eens sal kom werk. Dis een ding om u woord te geniet en ons daaroor te verbly, maar u woord sê ook vir ons daar in die gelykenis van die saaiër, so is baie mense ook maar. Hulle ontvang met gretigheid die woord soos die saad maar op die grond val, maar baie keer dan kom die sorge van die lewe, dan word het toegegroei. Baie keer laat ons toe dat die ou vyand dit by ons kom steel, en dan selfs baie keer is ons harte onvoorbereid vir dit. Maar Here, u sien elkeen wat hier voor u is vanaand in ons, vertrou dat harte ontvanklik is vir u woord, gereed nie net om te ontvang nie, maar ook om vrug te lewer tot eer van u naam. Dankie vir u instaatstelling, ook vir vanaand wat ek op kan reken. Dankie Here vir wysheid en insig en verleiding wat u verskaf. Uit genade doen u dit. En omdat ons niks uit onsself is nie en niks uit onsself kan doen nie, daarom behoort al die lof en die eer by u Here en niks vir ons as mens nie. Kom verheerlik u self deur u woord en gee duidelikheid van verstand, geestelike oë om te kan raak sien, en sodat ons ook uiteindelik dan meer en meer aan u gelykvormig kan word deur die werking van u woord en u gees. Dankie vir elkeen wat ook in hierdie dae hier was, die tyd uitgekoop het, voordat ons saam kon geniet het, die kosies ook na die tyd. Dankie vir elkeen wat ook bygedra het en ietsie gebring het, wat ons almal kon geniet het. Dankie Here dat u vir ons seën in elke opsig, want dit is vir u 'n voorreg, weet ons, om te gee. En daarom sê u woord ook vir ons, dis saliger om te gee as om te ontvang. Al die lof en eer kom u toe in Jesus se naam. Amen. Nou goed, ons is dan nou by vanaand, die laaste enetjie, net so paar prentjies, net weer oor begin. Ek was nie versoeking gewees om video vir julle te wys, maar ek dink dit gaan te veel distraction wees, soos die Engelse sê. Maar soos julle daar kan sien, aan die linkerkant, die eerste enetjie, hoe 'n kat reageer, hou jou home, en 'n hond is 'n bietjie anders te. I see you have returned, feed me now. Okay. And I'm petting a dog and petting a cat. Dit het ek al self ervaar. Alright, so dat jy nog dink jy doen die katte guns en dan reageer hulle op 'n ander manier. So dis maar nie duidelik vir ons dat daar is 'n verskil tussen hierdie twee spesies, en so uiteenlopend soos die verskille is wat hulle betref, is daar ook baie keer 'n groot verskil tussen kinders van die Here met hondeharte wat in die proses is om te ontwikkel, en hulle wat nog maar baie katagtig is. Ek het gisterand gesê katterig is, maar ek het in 'n ander konteks gesê, maar katagtig is dan ook okay, né? So, ons het oor 'n hele paar aspekte gesels, en wat is die kenmerke van mense met katharte, en hoe lyk hondeharte, hoe lyk dit in die praktyk, hoe lyk dit in ons stilte tyd, hoe lyk dit ook wanneer dit kom by redding en by heiligmaking en gebed en al daai dinge. So, katteologie, as ons dit kan opsom, as dit so laaste prentjie nog, wat ek gisterand van gepraat het, ek het nog nie mense gesien wat 'n kat loop nie, so daar is die bewys. Goed. Katteologie, die mens leef van nature, selfgerig, en leef in eie belang. En die ander kant, wanneer het kom by hondteologie, dis mense wat godgerig lewe, en wat sy belange eerste stel. Presies wat Matteus 6 vers 33 ook vir ons sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou wil ek vir jou 'n vraag vra, wat jy mooi oor moet dink,
En die vraag is mense met katharte ongered? Nie noodwendig nie. Dit is tog optrede hierdie, wat ons van na verwys het, is oor katharte gepraat het, wat eintlik hoort by mense wat ongered is, né? Maar dit is tog baie sterk aanwesig, ook by kinders van die Here. En daar is in die Bybel sekere terminologie wat gebruik word, om ook hierdie kat en hond teologie eintlik op 'n ander manier te beskryf, dinge wat sinoniem is met hierdie teologie wat ons van gepraat het. En die Bybel praat onder andere van die volgende, hy praat van vleeslikheid in plaas van 'n wandel deur die Gees. Hy praat van die geestelike onvolwassenheid en geestelike volwassenheid. Dis hierdie selfde onderskeid, dis kat en hond teologie wat ons eintlik maar sien, as hy praat van die ou mens en die nuwe mens. Dis maar nog steeds kat en hond teologie. So katharte, dat jy in hakies bygesit is baie keer by mense wat gered is, oorblyfsels van die ou mens. En daar's 'n manier om met dit ook te werk, en God weet hoe om dit te doen. Maar katharte is simptomaties van kinders van God, wat nie geesvervuld is nie. En daar's 'n groot verskil, en wat baie kinders van die Here, baie Christene nie besef nie. Daar's 'n groot verskil om die Heilige Gees te ontvang by wedergeboorte. Ek ontvang hom as inwoning. Maar om vervul te wees met die Heilige Gees is 'n volgende, is 'n dieper stap, is 'n dieper werk van die Here. Om altyd te lewe in die volheid van die Heilige Gees is iets wat nie alle kinders van die Here beleef nie, en uitleef nie. En dit is wat ons by uit moet kom, want dit is eintlik waaroor Pinkster ook gaan. Wanneer die Heilige Gees groter beheer en groter invloed in ons lewens kry. En mense sê baie keer, en ek hou van die uitdrukking, ek is gemaklik daarmee dat mense baie keer verwys na die Heilige Gees as gentleman. En soos ons dit gesing het, in our own gentle way. Dis eie aan die Heilige Gees, hy sal nie opdringerig wees in ons lewens nie. Hy sal met ons praat, en hy sal in ons werk, maar hy gaan nie een van ons forceer, dwing, om in die volheid van die Heilige Gees, om as sy volle beheer te leef nie. Hy wag vir jou en my toestemming, ons instemming, ons onderwerping ook aan dit. In Galasiërs 5 vers 16 is baie duidelik, wanneer hierdie twee dinge, kat en hond teologie, eintlik op hierdie manier aanspreek, as hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sê hulle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hier staan gees teenoor vlees. En vlees kan in die Bybel 'n paar betekenisse hê, en ek wil nie te diep op dat ingaan nie, maar ek dink dit sal tog in van die verduidelikings wat ek nou vir julle gaan gee, na vore kom. Wat ons wel weet, op grond van die woord van die Here, is dat ons as mens is 'n drieledige wese. Ons is vlees, ons is, of kom ons sê, liggaam, siel en gees. Dis die drie dele. En dit staan baie duidelik in 1 Tessalonisense 5 vers 23 dan ook vir ons opgeskrywe. Daar staan, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So daar is die drie dele van ons menswees. En ons is geneig om baie meer te fokus op die eerste twee dele, die siel-liggaam. En baie min kinders van die Here selfs het al geleer en ontwikkel en gevestig geraak in 'n lewe beheer deur die Heilige Gees. En dis hoekom ons baie keer stryd ervaar. Dis hoekom die katharte baie keer nog so prominent is by kinders van die Here. So ek dink almal van julle, of meeste van julle het al die skets ook gesien, of uitbeelding daarvan, dat ons as mense is liggaam, siel en gees. Liggaam weet ons almal wat dit is, siel is die innerlike mens, en dan is natuurlik ook die gees van die mens. So met verder, wat gebeur by wedergeboorte? Wanneer ons kyk na hierdie drie aspekte, liggaam, siel en gees, wat gebeur op elkeen van daardie terreine die dag wanneer jy weergebore word? Wanneer God jou siel uit genade red?
Die eerste ding wat gebeur is, as jy dit gou daarby kan kom, die eerste ding wat gebeur is, my gees word nie gebore. Onthou, elke mens, ek kan seker maak ons is by mekaar hierso, my gees word nie gebore. En elke mens van nature is jou gees dood. En dood beteken in daardie sin geskei van God. Hy kan nie met God gemeenskap hê. Want dood beteken in sy primêre betekenis eintlik skeiding. So as ons sê my gees is dood, dan beteken dit hy is geskei van God. Hy kan nie met God kommunikeer nie. Hy kan nie gemeenskap met God hê nie. Dis die natuurlike toestand van die mens. En die oomblik wanneer jy gered word, die oomblik wanneer ek weergebore word, dan is dit die vernaamste ding wat op daardie oomblik plaasvind, my gees word lewend gemaak. Dit wat dood was. En dadelik kan daar nou versoening met God plaasvind. Want alles wat hindernis was, is uit die weg geruim deur Jesus. En nou kan daar eenheid plaasvind, nou kan daar kindskap plaasvind, nou kan daar 'n nuwe mens ontstaan. En dit begin by die gees van die mens. Wat van die siel en die liggaam? Wat gebeur met die siel by wedergeboorte? Dis die vraag wat ons moet vra. Met jou siel, jy word wel gered. Liggaam, siel en gees, maar wat is die uitwerking daarvan? Die siel, dat is my innerlike mens, is besmet met sonde en sondige gewoontes wat ek oor die jare aangeleer het en wat die sondige natuur die heeltyd in my gewerk het. So die mens, hierdie ou mens, ongeredde mens is geprogrammeer. En my sielsdimensie van my mens is korrup, hy is verdorwe. Sonde het daardie uitwerking op hom gehad. En wat nou moet gebeur by wedergeboorte, daar moet 'n proses begin wat my siel, wat my denke en my emosies en my wil en alles betref, dit alles insluit, geherprogrammeer word, as ek dit so kan stel. En dis die proses van heiligmaking. En dis hoekom Romeine 12 vers 1 en 2 ook vir ons sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Dan sê vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word vernuwe, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan verstaan wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Word vernuwe in jou denke. En dis waar baie kinders van die Here vassteek. Hulle vernuwe nie hulle denke nie, en dan steek hulle vas, dan bly die kathart prominent. Maar die oomblik as ek my denke in lyn bring met die woord van God, wat hy sê, en wat hy wil doen in ons lewens, dan word ek verander van kathart na hondehart. En dis 'n proses. Dis nie 'n switch, by dag wanneer jy gered word, net geflip word, en nou ewe skielik was ek al die tyd iemand met 'n kathart en met selfsugtige motiewe en eie belang, al die van dinge nie. Nou ewe skielik is dit sommer verander in my hele menswees het verander nie. My gees is volmaak. Daardie oomblik wanneer jy gered word, is my gees so volmaak soos dit kan kom. God kan niks verder aan jou gees doen nie. Hy is volmaak herstel. 100%. Maar my siel nie. My liggaam ook nie. En dit dink ek kom ons almal agter, né? En soos mens ouer word, in plaas van dat daar 'n vernuwing plaasvind, vind daar 'n veroudering plaas, maar dis nie die probleem nie. Okay, so Romeine 6 vers 11 en ek wil graag hê julle moet Romeine so 'n bietjie gaan lees, want Romeine 6 veral is baie belangrik in hierdie hele opsig. Dit sê hoofstuk 6 vers 11 die volgende, hy sê: so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Dis deel van die vernuwing van my denke. Daai woordjie wat hy daar gebruik om te sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is. Daardie woordjie word in 'n sekere tens geskrywe in die Grieks, wat beteken 'n voortdurende berekening wat ek moet maak.
Sien dit een keer, ek het dit uitgemaak en nou is dit klaar nie. Jy moet dit daagliks doen, jy moet amper meer as daagliks doen, jy moet dit op 'n gereelde basis doen. En daai woordjie reken is ook 'n interessante Griekse woordjie, logizomai, wat beteken om letterlik te bereken 1 + 1 is 2. Ek het met Christus gesterwe, ek leef nie meer nie, hy leef in my. En dis die storie. En ek moet dit die hele tyd beredeneer. Ek moet myself dit wys maak. Want dis wat die Bybel sê. Ek moet dit reken. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir Christus. En in daardie berekening wat ek elke dag doen, wat ek voortdurend doen, wat gebeur? Ek word verander. Ek word verander, want hoe meer jy op dit fokus, hoe minder word sonde in my lewe 'n probleem, hoe minder is daar selfgerigtheid in my lewe, hoe minder is daar eie belang in my lewe, en hoe meer is dit vir Jesus. Hy word meer en ek word minder. Dis wat gebeur. Maar ons doen dit nie. Hoekom nie? Want het vat dissipline. En enigiets wat dissipline is, het die mens 'n natuurlike weerstand teen. Want dissipline beteken ek moet dinge in plek sit. En dit vat effort. En ons is dink partykeer geestelik te lui daarvoor. Is ek reg? Ja. So wat gebeur met my liggaam wanneer ek gered word? Ewe skielik is ek nou op en wakker, fris en gesond, en ek is ewe skielik 'n nuwe mens, en as ek in die spieël kyk, en ken ek hierdie ou nie. Is dit wat gebeur met my liggaam? Nee, glad nie. Die grootste teleurstelling is, nadat jy gered word, jy gaan kyk in die spieël en sien jy, daar's nie 'n kransie op jou kop nie, en die sien ek is nog dieselfde ou, al die plooie en al die dinge is nog steeds daar. Die liggaam, onthou wat het nou met hom gebeur in my ongeredde toestand? My liggaam, nou wil ek gaan nou vir die illustrasie ook wys rondom dit. Maar in my ongeredde toestand is ek van buitekant af, is ek beïnvloed deur die poorte van my liggaam, sintuie, deur waarneming en al daai tipe van goeders, maar ook 'n sondige natuur in my binneste, het my liggaam 'n slaaf gemaak van sonde. Want hy het net eenvoudig gedoen wat die sondige natuur vir hom sê. Daar was geen weerstand gewees nie. Ja, met sy gewete plaai jou so 'n bietjie, omdat die sonneskool bygewoon het, die laerskool dalk ergens, plaai jou gewete jy hier en daar, maar van nature doen jy maar die ding, want my sondige natuur voed hom. En die liggaam is in diens van my sondige natuur. En die dag wanneer ek gered word, dan moet daai proses omdraai. En hy kan. En hy gaan. En dit is presies wat Romeine 6 vers 13 vir ons sê, en ek wil dit gou lees. Hy sê, en moenie julle lede stel. Nou praat hy van lede. Watter lede praat hy nou hiervan? My liggaam. Hierdie liggaam wat diensbaar was in die sonde, vir die sonde. Nou sê hy, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid, nie ongeregtigheid, sonde. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Soos wat ek my liggaam in diens van God van sonde gehad het, so moet ek nou onder 'n nuwe meester, moet ek my liggaam tot beskikking van God stel. En dit is presies wat Romeine 12 vers 1 het op ons gesê het, dat ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Ek hou nie van die woordjie wat hy daar gebruik, ons Afrikaans praat van, dit is julle redelike godsdienst nie. Die Engels sê mooi, that's your reasonable service. Dis hoe diensbaarheid lyk. Ek hou nie van die woordjie godsdienst daar nie. That's how you worship God. Deur myself, my gees wat herniet gemaak is, en my liggaam die tools moet wees, om die hande en die voete, en die oë en die ore van Jesus te wees. Dis wat hy hier sê. So, wat gebeur nou met die liggaam verder? Hy verouder, maar hy daarom vooruitsig. Soos wat die siel gereinig word,
geherprogrammeer word, staan die liggaam maar so 'n bietjie agter. Maar hy gaan aan die pad saam. En die dag wanneer Jesus weer gaan kom, dan ontvang ons 'n verheerlikte liggaam. Onthou, my gees is klaar volmaak, my siel en my liggaam nog nie. Siel is op pad, liggaam bly so 'n bietjie agter, maar die oomblik wanneer Jesus kom, dan staan ons onberispelik, sonder blaam, liggaam, siel en gees, dan is God se werk in my voltooi. Dan staan ek, dan is ek soos Jesus in elke opsig. Dis wat in Johannes 3 vers 2 vir ons sê. Ons weet as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, laat toe dat daar 'n reinigingsproses in die tussentyd plaasvind. So, julle moet by my bly, want hierdie goeders betref, want is ontsettend belangrik. So in my ongeredde toestand, om net gou saam te vat, in my ongeredde toestand word ek van buite deur my sintuie en van binnekant deur die sonnige natuur beïnvloed. Die sintuie en die sonnige natuur connect en jy doen sonde. En dis wat Efesiërs 2 vers 1 tot 3 vir ons baie duidelik leer. En ek wil dit gou net vir julle lees. Efesiërs 2 vers 1 tot 3. Hy sê, en julle, nou praat Paulus hier met die gemeente. Mense wat gered geword het, hy sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was, deur die misdade en die sondes. Julle was afgesny van God, dis ek met julle misdade en sondes gepleeg het. Waarin julle tevore gewandel het, julle was tuis daarin, julle het as 'n gewoonte gedoen, volgens die loop van hierdie wêreld, dis maar hoe almal dit doen. Volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, en dis hoe die duiwel dit aangehits het, met versoekings en verleidings en al die van goeders. Hy sê, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van die vlees, sondige natuur, toe ons die wil van die vlees en van die sinne, mind, denke, wat 'n mens bedink het, en planne wat jy gemaak het, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar hoor het sê vers 3 nou, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde wat hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak in Christus. Dis wedergeboorte, dis redding. So, by wedergeboorte, die gees word lewend gemaak, volmaak, die siel is besmet nog met sonde en gewoontes en allerlei dingetjies wat ons oor die jare aangeleer het. Dit word nie in 'n oomblik alles afgeswitch en nou is alles verby nie, en nou dink ek reg en ek doen reg en alles sê. Ek dink dis die grootste ding is 'n onnigtering wat baie kinders van die Here baie keer ondervind, wanneer hulle tot bekering kom, wanneer hulle besef, maar die Here het my siel gered, en dit vat nie lank, kom ek agter, maar hoekom dink ek nog so? Hoekom doen ek nog so? Wat is fout met my hier meer? Wat is nog fout met dit? Ek het dit al, alles is nou gefiks. En dan wil mense partykeer op 'n punt kom en sê, ek weet nie of ek gered is nie. Maar jy is gered. Maar dit is van die oorblyfsels van die ou mens, wat in my sielsdimensie vasgeklou het, en daar gevorm het oor baie jare partykeer. En dan is ons eintlik soos 'n ou hond, wat nuwe triks geleer moet word. Nou, hulle sê, jy kan nie 'n ou hond nuwe triks leer, maar jy kan 'n ou mens nuwe beginsels leer. Dis die realiteit, want God doen dit. En dis die proses wat hy mee besig is. So die Heilige Gees beïnvloed van binne, deur sy woord. Wat het nou gebeur met my gees? My gees is herskep. Wie is nou in my gees? Heilige Gees. Vul my gees. So wat 'n invloed het ek nou, wat oorheersing behoort te wees in 'n kind van God se lewe. Nie meer die invloed van buitekant af nie, ook nie meer die sondige natuur nie, want dit is nie daar nie. Daar's nou 'n goddelike natuur binnekant. So hoe moet wat nou gebeur? Die invloed moet nou baie sterker van binnekant afkom. Nou kan ek begin wandel deur die Gees. Want die Gees werk in my om te wil.
Maar jy kan die gees van God weerstaan. Jy kan hom bedroef. Jy kan hom verhinder. Dit is die realiteit. En daar's gevolge vir dit. En die grootste gevolg is eintlik dat ek en jy vir Jesus beroof van heerlikheid. Dat ons hom beroof van eer wat hom toekom. Want wanneer die Heilige Gees nie volle seggenskap in ons lewens het nie, dan kan hy nie doen wat Johannes 16 vir ons gesê het, hy kan nie Jesus in my lewe verheerlik nie. Hy kan nie. So, 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. En dit is interessant, daai woordjie, nuwe skepsel beteken letterlik iets wat nog nooit was nie. God maak van jou by wedergeboorte 'n mens wat jy nooit voorheen was nie. Want jy is nou 'n geesmens. Totale nuwe skepping. En dis hoekom wedergeboorte so ontsettend belangrik, essensieel is, want sonder wedergeboorte kan jou gees nie lewend gemaak word nie. En wedergeboorte is 'n daad wat die Heilige Gees doen. Nie water nie, nie handeoplegging nie kerklidmaatskap nie, niks van daai goed wat mense doen nie. Dis 'n werk van die Heilige Gees om jou gees te herskep. So die proses van heiligmaking kan kom. En om heiligmaking te kan lewe, het ek die Heilige Gees nodig. Want hy weet presies wat heiligmaking beteken. Om meer en meer soos Jesus te wees. Die karakter van Jesus te vorm. Galasiërs 5 vers 16 en 17 het ons na verwys wat hy daar sê. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Dan sê hy, want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, in oppositie teenoor mekaar. Vlees en Gees. En as die Gees seggenskap, heerskappy in my lewe het, dan sal die vlees nie sy sin kry. Maar wanneer ek die Gees van God bedroef, hom weerstaan of nie in ag neem nie onder sy beheer is nie, wat gaan gebeur? Die vlees gaan beïnvloed. En dan gaan ons kathart openbaar. Kan jy verstaan hoe ek sê? Kathart is eintlik by 'n kind van God die beklemtoning of die openbaring van 'n kind van God wat nie geesvervuld lewe nie. Dis dit. So, ons kyk nog 'n bietjie verder. Net om hierdie ding behoorlik vas te maak, want hierdie is, soos ek sê, is baie belangrik in die verstaan van wat gebeur met jou en my. En waarom daar partykeer nog hierdie katharte is in plaas van die hondehart. Waarom daar nog vleeslikheid is by die kind van God en nie altyd geestelikheid nie. Waarom oorheer die vlees baie keer in my lewe in plaas van die gees. Goed, nog iets. Dit is bykans sê 1/3 van ons menswees, met ander woorde, is volmaak gered by wedergeboorte. Dis jou gees. Volmaak. Jou siel word gered in 'n proses van heiligmaking. My liggaam sal gered word by die wederkoms, wanneer hy verlos word van al sy skete en kwale en siektes en gebreke en wat ook al. Dan gaan ons 'n volmaakte liggaam hê. Geen siekte, geen dood, geen gebreke, niks nie. Hoe oud gaan ons wees? Iemand het opgelet in die klas. Ek het natuurlijk hier teruggedink, ek het gesê, daar's mense wat sê ons gaan almal 33 wees, maar ek dink nie so, ek weet nie, ek hou daarvan. Dis hoekom ek dit gesê het, maar ja, ons het geen bewyse nie. So tot by die wederkoms gaan proses 2 voor. Die siel word gereinig. Het gaan voort in die proses, dit met 'n groot mate doen met vernuwing van ons denke. So het Romeine 12 vers 1 en 2 gesê het. En my denke en my liggaam moet in lyn gebring word met dit wat reeds in my gees plaasgevind het, afgehandel is. Dr. Martin Lloyd-Jones, vir wie ek groot agting het as skrywer, stel dit so mooi, hy sê, we must become what we are
in Christ. Ek moet word dit wat ek reeds in my gees is. Siel en liggaam moet ook in lyn kom met my gees. En dis 'n proses. En daar's baie keer in ons eie menslikheid, in ons eie persoonlikheid, is daar weerstand. As ek het so kan stel, dis die tye wanneer die kat in ons kromrug trek. Wanneer die gees van God in ons werk na die regte gesindheid toe. Katharte is natuurlik in die mens se ongeredde toestand en dit is diep en goed gevestig. En dis hoekom ons selfgerig lewe, dis hoekom baie mense nog volgens die ou mens lewe. Die ou mens is die ongeredde mens, die natuurlike mens, né? So hondeharte word geskep by wedergeboorte en moet in 'n proses gevestig word, sodat ons godgerig kan lewe as 'n nuwe mens. Ongelukkig, soos ek vir gesê het, sit ons met oorblyfsels, hierdie smet in ons sielsdimensie. En dit word gereinig voortdurend, sodat ek onderwerp aan die Heilige Gees, sodat ek oorgee aan die Heilige Gees, so word ek dieper en dieper gereinig. En soos ek dieper gereinig word, vind daar 'n dieper invulling deur die Heilige Gees in my lewe ook plaas. Dis verkeerd, net so by the way, om te sê ek soek meer van die Heilige Gees. Jy kan nie meer van die Heilige Gees ontvang nie. Hy's 'n persoon. Wat moet gebeur in hierdie proses? Hy moet meer van my ontvang. Dis soos iemand verduidelik het, is wanneer ek iemand in my huis innooi, en ek het nou 'n lekker groot huis, en daar's 12 vertrekke, en ek nooi iemand as 'n gas in my huis, en ek sê, vermoed, daar is jou kamer, ons eet daar so in die aande, en daar is jou badkamer. Die res van die huis is taboe vir jou. Ja, daar is 'n studeerkamer, daar is 'n sonkamer, daar is 'n TV-kamer, maar jy sê vir die persoon wat inkom, daar is jou kamer, daar is 'n TV daar, en daar is jou badkamer. Daar is 'n stort, daar is nie 'n bad nie, daar is 'n stort, maar dit is joune. En nou begin daai persoon by jou te bly, en hy raak tuis, en hy raak lief vir jou, en jy raak lief vir hom, en hy raak gemaklik. Wat gaan gebeur? Jy gaan meer van jou huis begin oopstel vir hom. Hy is besig om jou huis te vul. En na 'n tyd, dan sê ek vir Marissa, jy is so tuis in my huis, maak jou tuis, geniet alles, man, kyk in die yskas wat jy wil hê, gebruik wat jy wil hê, en alles. En dit is wat die Gees van God in jou en my lewe ook, ons wil partykeer ons kamer van finansies toesluit. Ons wil partykeer ons kamer vir my eie planne wil ek toesluit. Ek wil baie keer my kamer wat die toekoms betref, wil ek toesluit. Sekere terreine van my lewe moet toebly. Terwyl die Here toegang tot ons ganse lewe wil hê. En dit op elke vlak wil beïnvloed met sy gees, met sy liefde, met sy gesindheid. 'n rede, 'n groot rede, waarom baie kinders van die Here katharte het, is onkunde. Onkunde omtrent God se wil, en onkunde omtrent wat hulle reeds in Christus ontvang het, en wie hulle reeds in Christus is. 1 Tessalonisense 4 vers 3 wat ek daar ingesit het, staan daar, want dit is die wil van God, julle heilig maak. Dat daar 'n proses moet wees, dat ek nie kan sê, ag ek is net bly ek gaan hemel toe. Ek is net bly ek is vergewe en ek gaan nie agterbly nie en ek gaan nie hel toe nie, soos ons gesê het. Dis katharte wat so praat. Maar wanneer jy besef ek is gered, en wat nou? Ek kan nie hier bly nie, want ek kom agter ek is nog nie waar ek moet wees nie. En die Heilige Gees wys ook vir my, jy is nie volmaak nie. Daar's nog dinge in jou lewe wat ek aan moet werk. En ek gee myself oor vir die proses. Dis heiligmaking, dis die wil van God. En dis wat ek en jy moet verstaan. So, daar is net so 'n skets, ek wil hom gou veel net ook verduidelik. As jy kyk na dit, ons as mens, ons is liggaam, siel en gees, né? Liggaam
As jy in die spieël kyk, wat sien jy jouself daar, né? Nee. Jy sien 'n beeld van jouself. Uitgevang. Goed. My siel, dis waar my denke, my wil, my emosies, my gewete geleë is. My gees, dis die ander deel. Met my liggaam is ek bewus van dinge rondom my, want ek sien en ek hoor, ek smaak deur my sinte, ek is bewus van dit wat om my aangaan. Met my siel is ek selfbewus, maar ek is ook bewus van mense verhoudings. Dis my sielsdimensie wat ek met mense verhoudings het. Maar in my gees is ek God bewus. En as jou gees nie herskep is nie, dan funksioneer jy op daai vlak, linkerkant. As jy nie weergebore is nie. Dan mis jy alles van daai kant. Want dit word alleenlik by wedergeboorte lewend gemaak. Maar, okay, wat nou gebeur? Die gees, onthou nou die proses, wat het gebeur in my ongeredde tyd? Hierdie twee, daai, is beïnvloed van binnekant af, sondige natuur en ook deur die versoekings wat deur my poorte na my toe gekom het. Nou is ek nuwe mens. Wat gaan nou gebeur? Hoe word ek nou beïnvloed? Woord van God. En die woord van God werk in my verstand, my denke, my wil, my emosies, oorweeg hierdie waarheid, oomblik wat baie keer gebeur, ek vat dit, en wat gebeur? Dit reinig my siel. Dit maak my beter. Dit herprogrammeer my. Daar's geen ander manier om geherprogrammeer te word as kind van God, as deur die woord van God nie. Want dis die hart van God. Dis die gesindheid van Jesus. Dis wat hy in ons wil werk. En soos wat ek daar, wat gebeur, daar's 'n spieël daar aan die linkerkant gesit. Maar hier staan ek daagliks voor 'n spieël. 'n Geestelike spieël. Die woord. Wat sien ek in die spieël? Nou moet julle mooi dink. En versigtig wees wat julle gaan antwoord. Wat sien ek in daai spieël? Sien jy jouself? Nee. Jy moet nie daarna kyk nie. Want solank as jy na jouself gaan kyk, gaan jy flaws agterkom, en gaan jy miserabel raak, en jy gaan moedeloos raak. Maar wat kyk ons nie, sien ons in die spieël? Ek sien vir Jesus. En dis wat 2 Korintiërs 3 vers 18 inkom in die prentjie. Terwyl ons met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van God aanskou, word ek van gedaante verander na dieselfde beeld. Deur die Here wat die Gees is. So hoe meer ek Bybel lees en ek sien Jesus, en ek sien die beeld, dis waarin ek op pad is. Hoe meer jy dit sien, hoe meer verander die Gees my. Dis heilig maak. Ek word meer en meer soos Jesus, maar die spieël van die woord is nie daarom vir jou en vir my ons foute uit te wys nie, maar ons vervulling in Christus. Hy maak ons wel bewus van ons foute. Ons weet dit. Partykeer help die woord, maar uiteindelik moet ek omsien. Nou wil ek byvra met dit alles. Waar lê my en jou identiteit? Kom eens net gou daai keer, ek sê dit ek nog amper vergeet. I am a spirit being. Dis iemand wat eendag gestel het, en dis my baie mooi. Hy sê I am a spirit being who has a soul and lives in a body. But the real me is my spiritual person, and it's in the spirit that I've been totally changed and made just like Jesus. Nou moet my siel volg. Goed. Waar lê my en jou identiteit, die ware ek, die ware jy? Ons gaan terug na die prentjie toe. Wat doen mense oor die algemeen? Hulle gaan soek hulle identiteit daar. In ander woorde, hoe ek voorkom, hoe ek lyk, hoe ek aantrek, wat ek ry, waar ek bly, al hierdie uiterlike goeders. Dit gee my identiteit. Is dit 'n ware identiteit of 'n valse ene? Die oomblik as jy daai goeders verloor, waar is jou identiteit? Ook daarmee. Leer dit by die volgende ene, by daai ene. Hoe ek voel, hoe ek dink, hoe my gewete my aankla. Is dit my identiteit? Nee. Waar lê my identiteit? Daar.
God sê wie ek is. En omdat as ek dit vat, en ek glo wat God sê wie ek is, ten spyte van hoe ek voel, wat ek dink, wat ander mense sê, dan raak jy tuis in jou nuwe identiteit, en dan kan jy met 'n spoed, dan kry heiligmaking en hierdie hondehart wat gevorm moet word, hy kry sommer steroids. Maar ons hak vas, want ons sukkel daar. Ons soek ons identiteit te veel daar. Omdat ek vandag nie so goed voel nie, en omdat ek vandag dit of dat gedoen het, verkeerd gedoen het, loser. Ek sukkel alweer. Kan nie kind van God wees nie. Werk nie uit nie. En ons praat met onsself en ons gaan maak ons identiteit in dit vas. Wat God sê van my en jou is onveranderlik. En het word nie beïnvloed deur wat ek en jy doen nie. Kan nie. Want dit my gees volmaak herstel vir tyd en ewigheid, en niks kan dit verander nie. Daai wissel, daai kan nie. My identiteit lê daar. Niemand het gesê amen nie. Jy moet dit harder sê. Amen. So, waar is identiteit? Die ware jy, die ware ek, in die uiterlike, in my siel, in my denke, of in my gees, wat God verklaar het. Paulus skryf van die gemeente in Korintiërs, die volmaakte gemeente, elke opsig. Hulle was besonder geestelik geweest. Hulle het nie striwelinge gehad nie. Hulle het nou regtig niks nonsens gehad nie. Nee. Ja, die Korinte. Nee, ek kyk het of iemand my gaan weer lees. So. Ek kyk het of julle wakker is. Die Korintiërs gemeente was seker die vleeslikste van al die gemeentes geweest. Met die meeste nonsens, kleinlikhede, striwelinge, ongeestelik, vleeslike klomp, stryd, en Paulus sê, party van die goeders wat daar in die gemeente was, die wil hy nie so oorskryf nie, kry te skaam. Maar Paulus spreek hierdie gemeente, wat so vleeslik is, en so, ek amper sê, katagtig is. Want dit is eintlik wat hulle was. Hy begin en sê vir hulle, aan die gemeente van God wat in Korinte is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. Hy spreek hulle aan volgens God se identiteit. Nie wat hy van hulle gehoor het nie. Nie wat hy van hulle dink nie. Paulus kom in lyn met God en hy sê, God sê, dis my gemeente. Hier is nog baie werk. Maar dis wie hulle is. As hulle gered is, dan is hulle geheilig. Hulle is vir my afgesonder. Hulle is uitgeroep uit die wêreld uit. Hulle het begin met 'n journey. Hier is nog baie werk. Maar dis hulle. Kan jy dink as Paulus die brief moes begin en gesê het, aan al die klomp losers, en al die klomp sondaars, en al die klomp sukkelaars, en al die moedswilliges, al die klomp onheiliges in Korintiërs. Ek dink die helfte sal op pad gevat het, of almal op pad gevat het, ons nie verder hoor nie. Ons weet dit klaar. Moet jy onder ons lese kom vryf nie. Maar Paulus spreek hulle aan en hy kom in lyn met God se woord en hy maak 'n verklaring wie hulle is. En ek, broeders, sê hy vir hulle, ek kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike. Soos met klein kindertjies in Christus, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Want julle is nog vleeslik. Want daar is jaloersheid, en daar is twis, en daar is tweedrag, en julle wandel na die mens. Julle is 'n klomp katte in hierdie gemeente. My woorde.
So hoe lyk die ABC? Nou moet ek haas. Gelukkig is dit net kort. Die ABC van die implementering van hondeharte. Dis wat ons net kortliks by wil uitkom. So verdra my nog net so rukkie. Ons het nou gesien ook, uit die woorde, almal van ons is in sonde ontvang en gebore. Die sondige natuur het ons geprogrammeer om selfsugtig te wees en eie wys te wees, en eie belange te soek. En die ego, hierdie ou eie ek, is kleinserig. En jy sien baie keer nog onder kinders van die Here. Ek weet hoe Rieker het altyd gepraat van die kinders van die Here met die lang toontjies. Jy moet toch net op hulle tone trap. Jy moet so versigtig wees waar jy trap. Want hulle neem al ewig aanstoot as jy net iets verkeerd sê of hulle hoor ietsie, dan neem hulle aanstoot, wil hulle sommer aan die kerk kry. Dis vleeslikheid. Maar dis die ego wat maar praat, nee. So 2 Korintiërs 5 vers 17 is nie 'n proses nie. Dit is ook moet verstaan. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Op daardie oomblik is dit 'n daad wat geplaas word. Ek is 'n nuwe skepsel in my gees. Dis nie 'n proses nie. 'n Proses volg waar ek verander word van 'n kat na 'n hondehart en ek Christus gelykvormigheid begin kry. Proses van heiligmaking, 'n proses van reiniging, 'n proses van vernuwing, 'n proses van fokusverskywing, maar na die mate wat die Heilige Gees meer en meer invloed in jou my lewe kry. Hy sal nie teen jou wil werk nie. Hierdie proses kan alleenlik plaasvind in die mate wat ek oorgee. Wat ek onderwerp. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Daai woordjie vernuwe, die oorspronklik beteken om herhaaldelik anders te dink. Om voortdurend anders te dink, om ander woorde, om elke dag jou gedagtes te verfris. Dit wat ek gister gedink het, die waarheid is, moet ek vandag weer bedink, moet ek aanhoudend bedink. Want wat gebeur? Jy is besig met 'n mind shift. En soos ek my mind verander my gedrag. Dis bekering. A change of mind that leads to a change of conduct. So voortdurende bekering wat plaasvind. En julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Ek moet word en wees wie ek in Christus is. Ek gaan die 3 punte vervolgens net kortliks dan gou met julle deurgaan. Eerste stap, die A, B en C, daar is net en die D. Daar is net gou vinnig 4 punte wat ek met julle hanteer wat die proses is, hoe om te verander. En die eerste een is aflegging. Aflegging, afbreek, aftakel, hoe jy het ook al wil sien. Wat moet ons aftakel? Wat moet afgebreek word? Wat moet afgelê word? Dit wat nie pas by 'n kind van God nie. Dit wat nie pas by die woord van God nie. Dit wat nie pas by die karakter van Jesus nie. En soos ek dit sien, moet ek dit aflê. Dan sê hy so, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, met ander woorde, dit was 'n gewoonte gewees, toe het nog daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê. En dan sê hy, naamlik toorn en woede en boosheid en laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouë mens met sy werke afgelê. Het julle iets raak gesien, so hy sê so, julle moet aflê, maar jy het afgelê. Dis nie weerspreking nie. Dit beteken nie eenvoudig, jy is bekeerd, gaan voort as begeerde. Jy het afgelê, hou aan om af te lê. Leef as bekeerde. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. So lê af daai dinge wat nie pas by die gesindheid van Jesus nie. Wat nie pas by 'n kind van God nie, wat nie in lyn is met die woord van God nie, wat nie in lyn is met die nuwe mens nie. Lê af. Raak ontslae daarvan. Trek dit uit soos klere. Dan gaan in die tweede plek, die B. Beklee jou
Ons kan ook sê, bou op of neem op. Romeine 13 vers 14 sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ons almal weet wat dit is en ons ken die begrip, trek die volle wapenrusting van God aan, né? Iemand eendag die opmerking gemaak, en hy sê elke oggend as hy opstaan, dan trek hy die wapenrusting weer aan vir die dag wat voor hom lê. Toe vra ek nou, wat is daarin trek jy dit uit? Jy is nie veronderstel om uit te trek. Ek sê, gaan trek jy dit voor jy slaap? Dan moet jy nie klaar as jy nagmerries so goed as kry nie. En as jy nie kan slaap nie. So wanneer trek jy dit uit? Daai woordjie trek, die wapenrusting van God aan, trek aan en hou aan. En nou sê hierso, beklee julle met die Here Jesus Christus. As ek in die oggend opstaan, een van die eerste ding wat mense doen as hulle in die oggend opstaan is, ons maak klaar en ons trek klere aan, né? En ons gaan kyk in die spieël, lyk dit omskaflik. Pas jy goeders by mekaar? Pas dit nog in hierdie lyfie? Ons kyk in die spieël en ons trek aan. Ons moet van ons geestelike aantrek op 'n oggend, in die oggend dieselfde oefening maak. As ek opstaan vir Here, ek trek vandag u gesindheid aan. Here, ek wil vandag deur u genade en deur u gees wil ek soos Jesus wees. Gaan dit werk? Dit moet werk, want die Bybel sê doen dit. Julle moet die nuwe mens moet beklee, wat na God geskaap is in ware geregtigheid en heiligheid. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mense met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot die kennis van, na die beeld van sy skepper. Ek is gekleed, en die kleed van geregtigheid bly gekleed. Van die gesindheid van Jesus elke dag met jou saam. Voorneme, vaste besluit, keuse. Moet dit vandag doen. En weet jy wat gaan jy ontdek? Jy het skaars gedoen. Dan kom die eerste geleentheid om dit uit te trek. Versoekings, toetse. En wat doen baie mense, kinders van Here dan? Nee, dit werkie, trek my uit, dan gaat ons deur die dag. Dan gaan leef ons soos katte. Hou aan. Bly bekleed. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid en nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Ek kan nie verstaan as ek sê, as ek my dag begin, ek sê, Here, ek wil my met innerlike ontferming bekleed. Help my mense raak te sien wat ontferming nodig het, met goedertierenheid, getrouheid, om nederig te wees, om sagmoedig te wees, om lankmoedig te wees. Weet ek gaan getoets word. Here is my keuse. Ek beklee my met Christus en gee dit oor aan hom. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Dis 'n doelbewuste keuse van die wil wat jy elke dag moet uitoefen. Dis nie soos die wapenrusting wat ek aantrek en ek hou dit aan nie. Die woordjie wat hier vir beklee gebruik word, die tens wat ingeskryf word, beteken beklee en hou aan om jou te bekleem. In ander woorde, trek vandag aan, maar doen dit môre weer en weer en weer. Doen dit by herhaling. Sorg dat jy altyd geklee bly. Die derde ene is commit. Toewyding, Christus gesentreerd, gefokus te wees. Daardie woorde in Galasiërs 5 vers 16 sê, is in 'n opdragvorm geskryf, hy sê, wandel deur die Gees. Dan sê hulle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Doen dit. Onderwerp jou aan die Heilige Gees, gee oor en sê, Here, ek wil vandag wandel deur u Gees. Commit. Verbind jou daartoe. Dan werk dit. Heel hartig, nie halfhartig nie. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dis commitment.
Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. En dan die laaste vers in Filippense 1 vers 20, commitment. Paulus skryf, volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of het deur die lewe of deur die dood is, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Sy fokus. Christus gesentreerd, en hy het kom met daartoe. The soul is the realm of decision. In the soul lives your mind, will, emotions, and personality. Your mind, what you imagine. Your will, what you want. Your emotions, what you feel. The soul is the neutral ground between the body and the spirit. It is the place where free will is exercised. Dis daar waar die invloed van buite of van binnekant kom. Hoe vind verandering in my sielsdimensie plaas? Jy het 'n keuse wie of wat jy gaan toelaat. As ek my ou mens, my ou sonnige dinge, maniere gaan toelaat, dan wandel jy nie vlees. As ek die gees van God gaan toelaat, en sê, Here, ek beïnvloed my, lei my, hondehart. Maak 'n groot verskil. En terwyl ons almal, dis die teks wat ek net te veel genoem het, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die woord van God, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid. Daai uitdrukking is baie interessant. As hy sê van heerlikheid tot heerlikheid, beteken van 1 graad van heerlikheid, soos dat ek groei tot 'n volgende graad van heerlikheid, tot ek uiteindelik in volmaakte, uiteindelike heerlikheid sal kom in die hemel. Van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Die Here Jesus werk deur die Heilige Gees in jou en my, om meer en meer soos hy te wees. Ons kan hom weerstaan, of ons kan hom toelaat. Die laaste enetjie net. Om doelgerig te lewe, gaan jy jou denke moet inspan. Sal jy jou mind in lyn met die woord moet bring. En wanneer enigiets gebeur wat my van die woord wegvat, dan sê ek, dink is dan 2 Korintiërs, presies teksvers nou vergeet, wat hy sê, ons moet elke gedagte gevange neem, tot gehoorsaamheid aan Christus. In ander woorde, as daar gedagtes by my opkom, wat nie strook, wat nie in lyn is met die woord van God nie, wat moet ek doen? Vang hulle, kry hulle onder beheer, wat maak ek met hulle? Jy praat nie dan met die duiwel en sê van vlug, voets ek duiwel nie, of maak die wegkom, los my uit nie. Jy praat met daai oomblik, vat jy daai gedagte en ek bring hom in lyn met die woord. En wanneer ek dit doen, dan plaas die Heilige Gees die seël daarop. Hy bevestig dit en hy versterk my. Doelgerigtheid. Johannes 10 vers 10 het Jesus gesê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Wat maak 'n kat hard met daai teksvers? Jesus het gekom dat my besigheid kan floreer. Hy het gesê lewe, oorvloed. Hy het gekom om my te bless. Wat maak 'n hondehart in daai teksvers? Dat ek oorvloedig kan lewe in die volheid van die Heilige Gees. Ek het gekom dat julle lewe kan hê, geestelike lewe, sinvolle lewe, goddelike lewe, heilige lewe, Jesus lewe. In watter mate? Oorlopends toe. Johannes 7, vers 37, 38, lees ek daardie gedeelte, Jesus sê, dit staan geskrywe, en op die groot dag van die fees het Jesus opgestaan, en gesê, strome van lewende water, sal uit jou binneste vloei. Van wie het dit gesê? Van die Heilige Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. Die oomblik wanneer die Heilige Gees
beheer van my lewe het, dan word my lewe 'n lewe van oorloop. Want is moeilik om dit wat God in 'n mens werk, binne in jouself te hou. Dit moet ergens oorloop, dit gaan oorloop. Dit moet jou my doelgerigtheid wees. Soms het ons groot drome, goeie drome en doelwitte, maar God het vir ons in hom die beste droom, 'n heerlike doel. Daarom moet ons kies om ons eie planne op sy te sit en God toelaat. Ek sê weer, die katte trek hier op komreg. 'n goeie begin is om te besef, as kind van God het jy 'n hoër roeping. 'n Roeping wat jy alleen kan begin uitleef as jy weet hoekom jy hier is, hoekom jy gered is, hoekom jy gespaar is, hoekom jy soveel genade ontvang het, hoekom jy gawes en vermoëns ontvang het. En in vet gedruk het ek 'n dag gesit, ek moet 'n lewe leef wat daarop gerig is om God te eer en te verheerlik deur elke aspek van my lewe, want hy het my en jou in die eerste plek gered van onsself, hy het ons gered van sy verdiende toorn, maar hy het ons gered vir homself. God red nie mense in die eerste plek om hulle hemel toe te vat nie. Hy red hulle sodat hulle op aarde 'n verskil kan maak, totdat hulle eendag in die hemel kom. Om hier op aarde hom te verheerlik tot hy kom. Dis jou en my doel. Dis 'n hondehart wat die Here in jou en my lewe wil kom vestig. Die ABC van 'n hondehart implementering dan, aflegging van die ou mens. Beklee jou met die nuwe mens, word opgebou. Commit jouself tot Christus gesentreerdheid. Lewe doelgerig deur voortdurend in lyn met die woord te dink. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek dit nie sal sondig nie. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie dat julle geluister het. Ek vertrou dat julle verstaan en dat ons ook sal gaan werk aan dit wat die Here vir ons uitgewys het en dat ons die Heilige Gees sal toelaat. Meer beheer, volle beheer in ons lewens te gee om ons te vorm en te verander na die beeld van Jesus. Van 'n kathart na 'n hondehart. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord en dankie dat ons ook op 'n praktiese wyse na groot waarhede in die woord kon gekyk het. En Here, uiteindelik as ons mooi oor alles dink, dan is hierdie maar 'n stryd tussen myself met al sy dinge en God wat aan die ander kant begeer om sy seun in en deur ons lewens te kom verheerlik. Die Gees wat in ons werk om te wil en dan ook vir ons die krag sal gee om te kan werk en te kan wees soos Jesus. Here, ons moet kom bely, daar's dinge wat ons moet aflê. Daar's dinge wat ons sal moet aftakel in ons lewens. Daar's dinge wat ons sal moet aantrek en sal moet aan werk opbou. Maar Here, deur u Gees bid ek dat u vir ons elkeen meer gefokus sal het lewe. Die oog gevestig, soos Romeine 12 ook sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Kom doen dit, Here, ter wille van u heerlikheid, ter wille van u naam. Amen.